Ons lees saam uit 2 Petrus hoofstuk 3. Dis dan nou die laaste hoofstuk van hierdie kort brief van Petrus, die tweede brief, 2 Petrus 3, en ons lees die eerste 10 verse. Lees ons saam. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe, en in albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek. Dit is die doel van hierdie brief. Deur hierdie skrywe wil hy 'n suiwere gesindheid by kinders van die Here opwek, sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons apostels van die Here en Verlosser. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was, van die begin van die skepping af. Want moetswillig vergeet hulle, dat daar van lankal af hemele was, en 'n aarde, wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte van sy wederkoms, soos sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom, soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Ons lees tot daar saam uit die wonderlike en kosbare woord van die Here. Nou vanaand se tema aangaande die spotters. Natuurlik na aanleiding van daardie 3de vers. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae, die tyd waarin ons lewe, spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en wat is die inhoud van hulle spottery? Waar is die wederkoms? Julle praat al so lank oor die wederkoms en daar gebeur niks, so aangaande die spotters dan nou vanaand. Nou, die wêreld waarin ons lewe het eintlik verskriklik klein geword. Ons leef regtig in 'n baie klein wêreld. Jy weet, vroeër jare was dit so dat as daar nou 'n of ander gier in Amerika ontstaan, die Engelse woord 'n trend, né, een of ander rigting wat hulle inslaan, dan het dit jare geneem voordat dit hier by ons uitgekom het en ons ook uiteindelik dieselfde gier begin najaag het en dieselfde rigting ingeslaan het. Vandag is dit nie meer so nie. As Amerika vandag 'n nuwe gier omhels, dan is dit môre al reeds by ons bekend en dan kan ons dit, ja, dan begin mense dit al reeds hier ook najaag. En met die massa media, het sy nou die formele media of die sosiale media, het eintlik almal se denke binne ons bereik gebring. En ek kan byna nie glo hoe ek het nou hierdie sinnetjie, het ek nou al in die week gefinaliseer en hier in my manuskrip geskrywe. En ek gaan dit weer lees wat hier staan. Deur die media het almal se denke binne ons bereik gekom. En ons sien daagliks hoe mense die boodskap van Christus uitlag. Dit staan in my manuskrip. En toe kry ek vanmiddag 'n WhatsApp van iemand af.
het ek gelees wat Jean Oosthuizen vandag in die rapport geskryf het. Sê ek nee, maar ek sal dit vreeslik waardeer as jy dit vir my wil aanstuur. Dan kan ek dit dalk vanaand gebruik. En nou wil ek hê u moet hoor dit wat ek hier geskryf het, hoe aktueel dit is. Jean Oosthuizen van die Strand skryf, ek gaan nie alles lees nie, want daar is bietjie van 'n ouderdomsbeperking, so hier en daar. So ek gaan nie dit van die kansel af kwyt raak nie, die ouderdomsbeperking goed nie. Maar net om te wys hoe lag hy eintlik Christene uit. Hy het geen ooghare vir kinders van die Here nie. Hy noem ons almal fundamentaliste. So luister wat skryf Jean Oosthuizen. Die wegraping het soos telke male tevore gekom en gegaan, en hier sit ons almal steeds op moeder aarde. Niemand het die hemel sien oopskeer, soos wat die leuke prediker en gospelsanger Dani Botha met 'n 10.000%, of nie 10 miljoen% sekerheid voorspel het nie. Amper kan ek nie die syfers eers lees nie, so baie nulle is daar. 'n 10 miljoen% sekerheid het hy voorspel, sê Jean Oosthuizen, dat die wegraping gaan plaasvind. En dan kom die stukkie wat daar ouderdomsbeperking is, wat ek nie hier gaan kwytraak nie. Botha en sy basynblaasers herinner aan 'n storie. Kom ons vergeet die storie, ons gaan aan met die artikel. Dis min of meer hoe Botha na dese moet voel. Nou is julle baie nuuskierig. Hier sit hy met die groot verwyt, basyne wat blaas, maar dit was toe net 'n leë geraas. 'n Mens kan die hele bedrogspel afsluit met 'n eenvoudige I told you so, maar baie meer is te leer uit die afgelope week se gebeure. Die eerste les is dat fundamentalisme gevaarlik is. So hier begin, nou gryp hy weer die geleentheid. Daar was nou 'n ou wat 'n datum voorspel het. Hy weet die Bybel sê ons moet dit nie doen nie. Dit is nie deel van ons curriculum om datums te voorspel nie, ons moet wegbly daarvan, maar kinders van die Here trap gedurig in hierdie struik, en dan voorspel hulle weer datums, en dan moet hulle verskonings uitdink na die tyd. Hoe kom hulle nou so? So die eerste les is, dat fundamentalisme gevaarlik is. Dit val 'n mens se gesonde verstand soos 'n virus aan, wat ons die afgelope week, ekskuus tog, ek moet nou net gou hier weggaan. Hoe kom ek nou hier weg? O, Greenpeace. Daar sê. Ek het nou 'n ander tablet hier voor my, en as jy te vinnig blaai, ons als weg. Die eerste les, fundamentaliste gevaarlik, dit val 'n mens se gesonde verstand soos 'n virus aan. Wat ons die afgelope week aanskou het, gaan oor veel meer as net oor Botha se vals profesie. Dit laat 'n mens met die vraag of godsdiens nie dalk meer kwaad as goed doen nie. Kyk, waar is ons? Jy sien, as 'n mens buite die bladsye van die Bybel begin beweeg, en jy begin sê, nee, ek weet meer as wat die Bybel sê, en ek het 'n direkte lyn met die Here praat met my, hy gee vir my persoonlik boodskappe, en dit gaan gebeur, dan sit jy met hierdie tipe spottery na die tyd. Nee? Of godsdiens nie meer kwaad as goed doen nie. Ek is geneig om al hoe meer in die laasgenoemde rigting te neig, so sê Jean Oosthuizen. Hy was op 'n stadium verslaggewer van die kerkbode. En kyk waar trek hy nou, hy neig al hoe meer om te glo, godsdiens is meer gevaarlik as wat dit goed is. Iemand het op 'n keer gesê, die Bybel in die hande van fundamentaliste is net so gevaarlik soos 'n AK-47 in die hand van terroriste. Selfs nadat Botha in die openbaar as 'n vals profeet ontmasker is, sê hy op die YouTube-kanaal Nuuspot, waar hy soos die verlore seun verwelkom is, dat hy met sy bediening en konserte by kerke sal voortgaan. Hoe sal ek nou anders maak? Want ek, daar doen hy dit nou weer, want ek moet eet en my Fortuner moet diesel kry, sê hy sonder om te blik of te bloos.
Nou ja, dan sien nou maar weer 'n stukkie wat ek gaan uitlaat, en ek gaan met die laaste deeltjie aan, want dit is nou 'n lang artikel. Dit is nie net fundamentalistiese Christene soos Botha wat hulle skuldig maak aan hierdie misleiding en valse beloftes nie. Professor Ben de Tooy merk die afgelope week tereg in een van die gesprekke op my Facebook-muur op, die regte vraag is eintlik, waarom is mense in die algemeen bereid om die eintlike olifant in die vertrek nie te benoem nie, naamlik godsdiens. Nou ja, ek wil maar net sê, toe ek nou by Koffsies my proefskrif moes verdedig, destyds het ek professor Ben de Tooy aangehaal in my proefskrif, en toe was ek ook by die verdediging deur sommige van die professore gebrandmerk as 'n fundamentalis. So ek ken die tag baie goed, dit kom hulle lang pad saam, en dis nie iets wat vir my vreemd is nie, en dis ook nie vir my vreemd dat Ben de Tooy fundamentaliste sê dis eintlik die groot olifant in die vertrek nie. Dit is nie net Botha wat kon sy stemme hoor nie, hoor hier, Sondag na Sondag staan predikante oor die land heen op kansels en sê, so spreek die Here, asof daar een of ander bonatuurlike metafisiese wese is, wie se stem hulle gehoor, geïnterpreteer en dan met fanfare verkondig word. So, dis 'n artikel in vandag se koerant. Om net vir u te wys, dat spotters is daar. En hulle haat die Bybel met 'n passie. Hulle noem kinders van die Here fundamentaliste, en hulle sê dat wanneer 'n mens in die kansel staan en die woord verkondig, is jy eintlik met iets baie gevaarliks besig. So, dis baie aktueel. Dit wat Petrus 2000 jaar terug aangaande die einde van die dae vir ons opgeteken het. En daarom, liewe broers en susters, is dit so uiters belangrik dat kinders van die Here die skrif waarhede moet ken, dit moet verstaan, dit moet omhels en dit moet lewe. Ek wil net vanaand een ding sê. As jy die evangelie suiwer verkondig, die boodskap van Jesus Christus, kan dit vir niemand skade berokken nie. Inteendeel, dit bring vryheid. Dit bring redding, dit bring vryheid van sondebande, dit maak jou los, en daar's vir niemand eintlik 'n bedreiging nie. So waarom die spotters so teen die evangelie en teen die waarheid van die woord is, ons sielevyand is eintlik maar die dryfveer daar agter. Is geen twyfel in my hart daaroor nie. Ons is omring deur spotters, dis nie net hierdie artikel nie, dis nie net enkelinge nie, maar daar's geweldig baie mense in die tyd waarin ons lewe, wat weier om God en sy woord te aanvaar as die waarheid. Wat weier om hulle lewens onder die gesag van God se woord in te rig. En die eerste punt waarna ons vanaand wil kyk, is dat ons moet kennis neem in die lig van die spottery wat aan die gang is. God se woord is waar. Het is baie belangrik dat ons dit vanaand deeglik van moet kennis neem. In vers 1 en 2 skryf Petrus, dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. In albei wil ek deur herinnering. So Petrus sê dieselfde as wat Paulus vir die Kolossense gemeente gesê het, dis vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te herhaal nie, want dit gee julle sekerheid. Ek wil julle deur herinnering, wil ek 'n suiwer gesindheid in julle opwek. Hoor nou hier, sodat, so nou skryf hy, wat is die doel? Sodat julle die woorde kan onthou, wat deur die heilige profete van tevore gespreek is, en die gebod van ons, apostels van die Here en Verlosser. As ons mooi kyk na vers 1, dan sien ons presies wat wil Petrus hier in sy tweede brief in ons lewens kom bereik, deur die woord van die Here wat hy vir ons opteken. Hy herinner sy lesers aan iets.
Hy sê ek wil deur herinnering 'n suiwer gesindheid by julle opwek. Hy herinner ons aan iets. En dis nie sommer enige iets nie. Dis nie sommer net iets onbelangriks nie. Dis die woorde van die profete. Die Ou Testamentiese profete en dan natuurlik ook in die Nuwe Testament die profete. Dit was ook die woorde van die Here Jesus. Hoeveel keer as ons die evangelies bestudeer, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, sien ons dat die Here Jesus die profete aanhaal. So die woorde van die profete is baie vas en dis baie waar. En Petrus wil deur herinnering hierdie suiwer gesindheid by ons opwek, sodat ons die woorde van die profete kan onthou. En dit kan omhels, en dit ons eie kan maak. Dit was natuurlik dan ook die gebod van die apostels. Hoeveel keer haal Paulus die profete aan? Hoeveel keer haal Petrus die profete aan? En Jakobus, en Judas, en al die Bybelskrywers, Johannes. Dit was ook hulle woord. Hulle kom nie met iets niets nie. Hulle bou op die profete van die Ou Testament en die woord van die Here wat opgeteken is. Ek sê altyd die Ou Testament is soos God se bouplanne, die argitekspanne. Daar pak hy die hele Ou Testament vir ons op die tafel uit en hy sê, hier is my verlossingsplan, hier is my hele plan van saligheid vooruit vir julle opgeteken. En die Nuwe Testament is dan die gebou wat verrys, die volbringing van die Ou Testamentiese planne. En dit wat Petrus dan hier op sy hart het om met ons te deel, het met ander woorde nie uit die lug uitgeval nie. Dis nie dinge wat, hy suig dit nou skielik uit sy duim uit en hy het nou skielik hierdie nuwe kennis gekry nie. Dis nie iets wat hy oornag uitgedink het, dis die eeue oue boodskap van Jesus Christus, wat dwars deur die Ou Testament, dwars deur die Nuwe Testament, soos 'n goue draad vir ons neergepen is en daar is. Petrus sê, ek wil deur herinnering 'n suiwer gesindheid by julle opwek. Hoekom? Sodat ons vir die Here kan lewe. Daardie woordjie suiwer in die oorspronklike taal beteken to be sincere, without hidden motives or pretense, pure. So Petrus sê, ek wil deur herinnering so 'n suiwere gesindheid, daar moet geen valse motiewe by julle wees nie, daar moet geen ander pretensies by julle wees nie. Ek wil 'n suiwer, opregte gesindheid by julle opwek. En daardie woordjie gesindheid in die oorspronklike taal is the faculty of thinking. Dat julle reg sal dink. Dat julle die dinge reg sal interpreteer. Of comprehending and reasoning, understanding, intelligence. So kan jy sien, as ons met die woord van die Here besig is, dan is dit nie soos Jan Oosthuizen sê dat ons 'n klomp gevaarlike fundamentaliste is wat mense op 'n verkeerde pad wil neem. Die woord van die Here wil juis 'n mens se intelligensie, jou denkvermoë ook na vore bring. En so wonderlik, Petrus skryf met ander woorde, as julle die boodskap van die profete goed verstaan, as julle besef dat dit ook die Here Jesus se boodskap was, en as julle ook raak sien dat die apostels niks anders verkondig het nie, dan sal daar in julle verstaan van en julle redenering oor die wederkoms geen verskuilde motiewe, geen menslike pretensies wees nie, dan sal julle 'n suiwer gesindheid hê. Dis wonderlik, né? Hoe Petrus dit vir ons hier opteken. En dan kom hy by vers 3 waar hy sê, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. As 'n mens hierdie artikel in die koerant vandag lees, en jy beoordeel dit,
dan raak dit vir jou baie vinnig duidelik. Ook die persoon wat hy, Ben de Tooy, wat hy aanhaal in hierdie artikel, dan raak dit vir jou baie duidelik. Hulle het nie 'n verwysingsraamwerk nie. Hulle het nie 'n Bybel waarop hulle dit wat hulle sê fundeer nie. Hulle het hulle eie idees, hulle eie begeerlikhede. Vir hulle is daar net een ding wat belangrik is. Die stem van die evangelie moet stilgemaak word. Mense moenie meer uit die Bybel uit onderrig word nie. Mense moenie meer uit die Bybel uit geleer word nie. En God se boodskap aangaande die laaste dae, liewe broers en susters, is glashelder duidelik in die Bybel vir ons opgeteken. Daar moet by ons geen twyfel wees aangaande die laaste dae nie. Aangaande die wederkoms en alles wat rondom dit op hierdie aarde gaan gebeur. Geen twyfel nie. Dis baie, baie duidelik vir ons uitgespel in die woord van die Here. As ons net byvoorbeeld kyk hier in vers 10, waar Petrus sê, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Het jy dit iewers anders ook al gelees? Paulus skryf dit in 1 Tessalonisense 5 vers 1. Maar weet dit dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle is nie van die nag of van die duisternis dat die dag van die Here julle soos 'n dief in die nag sal oorval nie. Paulus se woorde. Daarom as 'n mens kennis het aangaande die woord, dan weet jy verseker dat die dag van die Here is nie 'n versinsel van menslike gedagtes nie. Iemand het nie gaan sit en dit uitgedink om mense bang te maak en mense in vrees te laat lewe nie. Dis juis om mense uit te dryf na die Here Jesus toe. Dat jy deur hom gered kan word en dat jy nie nodig het om in hierdie dag van die Here te beland wat oor die aarde gaan kom nie. Dis nie soos wat hulle sê fundamentalistiese bangmaak stories nie. Ek onthou ek was 1 jaar na ek my studies voltooi het, was ek lief om saam met Dr. Kotse na die werksgemeenskap vir praktiese teologie te gaan en dit was elke jaar by 'n ander universiteit aangebied en dit was baie interessant om die lesings en die referate en die goed by te woon en te hoor wat gaan in die praktiese teologie aan. En toe 1 jaar hier by Tikkies, toe's daar ek het sy van vergeet en maar 'n dokter van daar uit Pietersburg se wêreld. En die jaar het die praktiese teologie eintlik 'n baie duidelike skuif na die postmodernisme begin maak en ons kon dit sien, jy kon dit eintlik aanvoel. En dan kry jy nou so 'n program vir die week en dan kan jy nou kies watter referate wil jy nou bywoon en waarna wil jy luister. En die jaar het dit gegaan oor die skep van ruimtes om jou geloof in uit te leef. En hierdie ou het toe nou sy ding geadverteer en gepraat oor die eskatologiese ruimte. En ek het gedag, ja, dit is nou my hartklop hieroor. Ek wil graag gaan luister. En toe ek in die vertrek instap en ek sien wie sit almal hier, toe begin ek snif in die neus kry. Nou ek gaan nie name noem hier van die kansel af vanaand nie. Maar daar was toe nou al hierdie postmoderne ouens, hulle die plek vol gesit, en nou ken 'n mens ook mos maar hulle gesigte al. En die eerste skuifie wat die ou toe nou op die bord gegooi het, was 'n wederkomskaart, soos die wat Dominee Jurgens hier voorgehad het by die wederkomsdienste. En toe maak hy die volgende uitspraak, toe sê hy, almal wat van so 'n kaart afpreek, het net een ding in sy gedagte, en dit is om mense bang te maak, sodat hy geld uit hulle kan uitkry. En toe staan ek op en ek loop. En dit was die laaste wat ek ook so werksgemeenskap bygewoon het. Van daar af het ek besluit, nee wat, ek hou liewer verby.
So, dit is nie fundamentalistiese bangmaak-stories nie. Judas skryf in sy kort briefie in vers 14 en 15, en Henog, die 7de van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000-talle, om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf, oor al hulle goddelose werke, wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde, wat die goddelose sondaars teen hom met 'n hoofletter gespreek het. Dis hoe ver die profetiese woord teruggaan. In Henog se dae het hy al gewaarsku oor die oordeel wat gaan kom. Dis byna 6000 jaar gelede. Jesaja skryf in Jesaja 2 vers 12, want 'n dag is daar vir die Here van die leerskare oor al wat trots en hoog is, almal wat hulle self verhef bo die Here en wat sê nee, wat die Here se woord is 'n klomp bangmaak stories, dis fundamentaliste en dis eintlik baie gevaarlik, jy moenie daarna luister nie. Sodat dit verneder kan word. Dis die doel van die dag van die Here. Hy gaan die hoogmoediges verneder. In Jesaja 13 vers 6 skryf hy, huil julle, want die dag van die Here is naby. Dit kom as 'n verwoesting van die Almagtige. Die Here het dit laat neerpen. In Jesaja 13 vers 9, kyk, die dag van die Here kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde 'n woestenheid te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. Is dit vir u baie duidelik? Ons kan Daniël 12 vers 1, Amos 5 vers 18 en vers 20, Maleagi 4 vers 5 en vers 6. Alles teksverse wat praat oor die dag van die Here wat verseker gaan kom. En die dag van die Here is natuurlik die groot verdrukking wat vir hierdie aarde wag. Dis hoekom Paulus sê, die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Dis hoekom Petrus dit hier herhaal, die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en sy werke wat daarop is, sal verbrand. Vriende, dis nie bangmaak stories nie. Dis nie om mense se harte met vrees te vervul nie, want dis so wonderlik, dat Petrus vir ons hier sê, die Here vertraag nie die belofte van sy wederkoms nie. Maar hy's lankmoedig. Hy wil hê mense moet tot bekering kom. Ons gaan nou meer daaroor sê. Spotters moet vanaand weet, daar is 'n rede waarom die volk Israel nog op die aarde is. Is die grootste profetiese bewys dat die Bybel die waarheid is die volk Israel in hulle land vanaand. Daar is 'n rede waarom die volk Israel na 2000 jaar van wêreldwye verstrooiing tot in Rusland, tot in Amerika, tot in Australië, tot in die uithoeke van die aarde was hulle verstrooi oor die hele wêreld heen, vanaand nog as 'n volk bly voortleef. Daar's 'n rede. Daar's 'n rede waarom al die pogings om hulle as volk uit te wis misluk het. En daar was baie pogings. Kan nie lank besig hou, ek het dit al in 'n boodskap met u gedeel. Daar's 'n rede waarom hulle sedert 1948 terug is in hulle land. Die Here het hulle daar bestel. Daar's 'n rede waarom hulle, die volk met die mees uitstaande tegnologiese deurbrake en uitvindings op die aarde is. God se guns is steeds oor hulle. Israel gaan binnekort die tyd van Jakob se benoudheid tegemoet. Dis die dag van die Here. Vir hulle is dit 'n tyd van loutering. Vir hulle is dit 'n tyd waarin hulle voorberei gaan word op die wederkoms van die Here Jesus. Maar
die Here gaan hulle beskerm. Gaan lees bietjie vanaand Openbaring 12 en dan kyk u hoe beskerm God hulle in die groot verdrukking. Op 'n wonderbaarlike manier. Maar die goddelose nasies van die wêreld gaan die groot verdrukking tegemoet omdat hulle God verag. Omdat hulle spot met sy woord. Omdat hulle niks van die waarheid van die woord van die Here wil weet nie. En dit sal eindig by die wederkoms van ons Here Jesus. Wanneer Israel hom as Messias gaan erken en as volk Romeine 11 gered gaan word en Jesus sy koninkryk op aarde gaan oprig. Wat sê die spotters? Waar is die belofte van die wederkoms? Hier is vir my so jammer dat daar kinders van die Here is wat nog eintlik petrol op hulle vuur gooi met voorspellings. Terwyl die Here sê ons moenie voorspel nie. Net die Vader alleen ken die dag en die uur. En nou kom kinders van die Here, hulle kan dalk goed bedoelend wees, ek weet nie. En hulle gooi vuur op die spotters se brandstof. En hulle maak, of petrol bedoel ek, op die vuur. En hulle maak dat die vuur net al groter brand. Wat sê hulle? Waar is die belofte van die wederkoms? Vandat die vaders ontslaap het, bly alles net soos dit was van die begin van die skepping af. Weet jy, dis nie waar nie, dit wat die spotters sê. Alles bly nie net soos dit is nie. Daar was 'n eerste koms van die Here Jesus. Alles is nie soos dit was nie. Hy het gekom, hy's in Bethlehem gebore. Dis 'n historiese feit. Nie net die Bybel skryf daaroor nie, maar die geskiedskrywers skryf alles oor die Here Jesus. Josefus, gaan lees maar, almal van hulle. Sy kruisiging is 'n werklikheid. Alles bly nie soos dit was nie. Daar was 'n dag toe hy gekruisig is. Sy opstanding is 'n werklikheid. Ek verlustig my as ek hoor, daar's 'n film gemaak wat ek die naam nou van vergeet het, oor hierdie ou wat 'n prokureur was, wat besluit het, hy gaan navorsing doen, en hy gaan die opstanding verkeerd bewys, en toe ontmoet hy die Here Jesus. Toe hy by die bewys uitkom, dat die opstanding 'n historiese feit is. En hy ontmoet Jesus, en hy word gered. A verdict, dat die maanse, iets van die aard, in elk geval. Alles is nie soos dit was van die begin af nie. En die woord van God profeteer nie net oor die komende dag van die Here nie, maar hy profeteer ook oor die voorkoms van spotters. Aan die einde van die dae sal daar baie spotters wees. En kyk maar om u. Kyk hoe word daar gespot met die Here en met sy woord. En veral met die wederkoms. Waar is die kamptige wederkoms waarvan julle so praat? Daar gebeur niks. Die tweede gedagte wat uitstaande is hier in die gedeelte van Petrus se brief is dat God se werk is bestendig. Sy werk, ten spyte van die spotters, ten spyte van wat mense sê, al argumenteer hulle hoe, God se werking word nie van koers afgebring nie. Sy werking is absoluut, dit is ononderbreekbaar. Dit is bestendig. Nou kom die spotters en hulle sê, ja, weet jy wat, as daar 'n God is, dan sal hy nie hierdie wonderlike skepping van hom kom onderbreek met een of ander koms van die Messias nie. Hy gaan nie nou alles kom die mekaar krap en alles gaan kom beter maak nie. Dit is interessant, ons het nogal in die konsistorie vanaand gepraat. Daar's 'n teorie wat sê, wat ook aan die evolusie glo, wat sê, die aarde word 'n al beter en al beter en al beter plek. Kan u dit ook raak sien? Dat die aarde 'n al beter plek word. Dis nonsens. Die mensdom gaan agteruit. Die mensdom word al boser, al slegter. Daar's nie 'n ding dat hierdie aarde al beter plek word nie. En nou sê die mense, slim ouens, dat
dis soos 'n klokwerk, alles is nou mooi aan mekaar gesit, en hier loop hierdie klokwerk, die Here gaan nie nou kom, en dit kom deur mekaar krap nie. Farao het ook so gedink, totdat die 10 plaae hom getref het. Die spotters in Noag se tyd het ook so gedink, totdat dit verskriklik begin reën het. En vandag se mense dink ook so. Petrus sê in vers 5, want moedswillig vergeet hulle, dat daar van lankal af hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God. God werk in die skepping, of sy werk in die skepping, is alles wonderbaarlik geskep deur sy woord. Hy het alles heerlik gemaak. In Genesis 1 lees ons 9 keer, en God het gesê, en dit was so. Nou praat 'n bietjie met spotters oor hierdie storie, oor hierdie verhaal, oor die skepping van die heelal, dan sal hulle vinnig vir jou sê, o nee, daar was 'n groot oerknal en verskriklike ontploffing en toe kom alles toevallig bymekaar en daar was 2 amoeba selletjies en dit was eers 'n paddavisie en toe later het die ding bietjie poetjies gekry en ek weet nie wat alles nie en hier sit ons vanaand. Alles as gevolg daarvan. Ek weet nie, ek kan dit nie glo nie. Deur die eeue staan dit vas. In vers 6 lees ons waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. God het reeds sy skepingswerk onderbreek om te oordeel. Hy het dit reeds eenmaal gedoen. En die teenswoordige hemele vers 7 en aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en vir die vuur bewaar word teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. God is lankmoedig oor goddeloosheid. En hy wag en hy stel uit. Maar daar kom 'n dag dat die Here hierdie aarde deur vuur gaan verdelg. In Openbaring 8 lees ons dit baie duidelik as daar staan vers 7 en die eerste engel het geblaas en daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng en dis op die aarde gegooi. 1/3 van die bome het verbrand, al die groen gras het verbrand. Tweede engel het geblaas, iets soos 'n groot berg wat brand met vuur is in die see gegooi. 1/3 van die see het bloed geword. 1/3 van die lewende skepsele in die see het gesterf. Wat 'n verskriklike tyd wat vir hierdie aardbol wag. En as God sê dit gaan so wees, dan gaan dit so wees. Die 3de engel het geblaas, 'n groot ster wat soos 'n fakkelbrand het uit die hemel geval, 1/3 van die riviere en die waterfonteine. Hoofstuk 9, Openbaring 9. En toe 'n 5de engel blaas, sien ek 'n ster wat uit die hemel op die aarde geval het. Aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. Vers 2, hy het die put oopgemaak en daar het rook opgekom uit die put, soos rook van 'n groot oond. En die son en die lig het hierdie rook van die put verduister. En dan blaas die 6de bassein, vers 17. So het ek in hierdie gesig die perde gesien wat op hulle sit met 4 rooi en blou swavelgeel borsharnas en die koppe van die perde was soos leeukoppe en uit hulle bekke het daar vuur en swaal gegaan. En ons lees dat die bewoners van die aarde hulle nie bekeer het nie, maar God gevloek het. En dit wat oor die aarde kom. Petrus het sy punt gemaak. God is soewerein. Hy kan enige tyd ingryp in sy skepping en hy gaan dit doen. Op sy tyd. Op die bestemde oomblik wat net hy weet. Maar die 3de en die laaste gedagte spreek van God se genade en lankmoedigheid. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag.
Moet baie versigtig wees om nie hierdie gedagte buite konteks te gebruik nie. Wanneer die Bybel praat van 'n 1000-jarige vrederyk, dan kan jy nie hierdie teks daarin trek nie. Hierdie teks het te doen met God se lankmoedigheid. En hoekom talle my so lank? Paulus het al die Here Jesus in hulle tyd terug verwag. En elke kind van God wat geleef het, verwag die Here in ons tyd. Ons glo dis naby. Ons kyk na die tekens en ons sien alles gebeur. Maar weet vanaand, dit gaan oor die Here se lankmoedigheid. Dit gaan oor die feit dat die Here mense baie graag wil red. Waarom vra die mense talm die Here? Hoekom kom hy nie terug soos hy beloof het nie? Vra die spotters. Wat het geword van die belofte van die wederkoms? Vir die Here is dit irrelevant wanneer hy gaan terugkom. Wel, hy ken die oomblik. Die Vader weet, wat is die oomblik op sy horlosie, né? En as die engel by die hemelvaart aan die omstanders sê, hierdie Jesus wat julle sien wegvaar het in wolke, sal net so terugkom soos julle hom sien wegvaar het, dan moet ons weet, dis 'n feit. Dit sal so wees. Maar ek glo met my hele hart dat die Here graag mense wil red. En dis hoekom Petrus in vers 9 sê, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Die Here wil alle mense 'n kans gee, die Here wil graag siele red. Hy stel nie sy belofte uit nie, dis as gevolg van sy lankmoedigheid met die mensdom, dat hy nog nie teruggekom het nie. Hy wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie. William MacDonald skryf so mooi, He purposefully extends the time of grace so that men might have every opportunity to be saved. Elke geleentheid, elke moontlike geleentheid. Ek is in my hart oortuig dat God die ganse wêreld liefhet. Dis hoekom Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wêreld gehad. Ek is in my hart oortuig dat hy geen behaag het in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hulle sal bekeer en lewe, Esegiel 18 vers 23. Ek is in my hart oortuig dat dit God se wil is, dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid kom, 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. Daar staan alle mense. Weet egter een ding, en dit is dat die genadedeur van God gaan nie onbepaald oop bly nie. Daar kom 'n oomblik, wanneer Jesus op die wolke kom, sy kinders kom haal, en die dag van die Here, soos 'n dief in die nag, op hierdie aarde gaan losbreek. 'n Verskriklike tyd. Daarom is dit belangrik as 'n mens die evangelie hoor, dat jy sal reageer. Dat jy jou tot die Here Jesus sal bekeer. Jy moet dadelik na die Here toe vlug, wanneer jy die evangelie van Jesus Christus hoor. Hoor die musiek in die lig. 2 Korintiërs 6 vers 2, want hy sê, in die tyd van welbehae het ek jou verhoor, en in die dag van huil het ek jou gehelp. En dan sê Paulus, kyk, nou is die tyd van die welbehae, nou is die dag van die huil, nie later nie. Ag, ek gaan maar wag vir môre, jy weet, miskien as ek môre beter voel en ek is meer lus om my tot die Here te bekeer, dan sal ek dit môre, nee, nou is die tyd van huil. Vandag as jy die stem van die Here hoor, verhard nie jou hart nie. Hier's 'n boodskap aan al die spotters uit God se woord. En hierdie boodskap sê, die Bybel is God se woord en dis die waarheid. Al sê wie wat. Sy werke is bestendig tot die einde.
En hy het bepaal dat daar 'n dag gaan wees, wanneer Jesus sy bruid gaan kom haal, en die aarde dan deur die groot verdrukking moet gaan vir 7 jaar. Dis 'n feit. En die derde, dat God se lankmoedigheid wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. Ek kan nie verstaan hoe sê 'n ou dat wanneer 'n mens die evangelie verkondig, is jy net so gevaarlik soos 'n terroris met 'n AK-47. Ek kan nie verstaan hoe iemand dit kan kwytraak nie. Om die waarheid te sê, as jy die evangelie afmaak as leentaal en mense daar buite sou jou glo, wat spot met die Here en spot met sy woord en spot met die evangelie, en daardie mense maak eendag hulle oë in die hel oop, omdat jy hulle mislei het, dan dink ek dis jy wat so gevaarlik is, soos die terroris met 'n AK-47. Mag die Here ons help, dat ons sal vashou aan sy woord, en dat ons sy woord sal uitleef. Amen. Pragtige musiek. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die reën wat u mildelik nou daar buite uitstort, sonder verdienste, na 'n baie droë winterseisoen. Eer ons u vanaand, Here, dat u ons seën met hierdie kosbare reën wat nou daar val. Dankie vir u woord. Dankie dat u woord die waarheid is. Dankie dat u werke deur al die eeue bestendig is. Alles wat u in die profetiese woord opgeteken het, het reeds gebeur. En baie dankie, Here, dat ons ook nou in u naam kan verdaag. Ons vra dat u ons ryklik sal seën om Jesus ontwil. Amen.